Gemeente, hoe kan ek anders as om te begin soos wat ek altyd begin, en dit is deur vir julle een en elkeen te sê baie, baie hartlik welkom by ons samesyn vanaand. Dit is soos altyd vir my 'n wonderlike voorreg om ook in ons tyd saam vanaand in jou geselskap te kan wees. Nou, ek sê vanaand, maar by implikasie vir my is dit laatmiddag. Hierdie is nou die laaste keer wat ons gebruik gaan maak van 'n vooraf opgeneemde uitsending. Die omstandighede by ons is maar net nog van so 'n aard dat ek nie vanaand presies 7 uur aanlyn kan wees nie, maar ek vertrou dat ons van volgende Woensdag af DV weer mekaar se geselskap so in persoon sal geniet. So verdra my nog as ek vanaand op hierdie manier na julle toe kom, en ek weet ook dat daar van julle kant af ook begrip is. Ek is dankbaar wel dat ons dit kan doen soos wat ons doen, en ek vertrou dat ons tyd tog vanaand ook vir julle dan nou tot seën sal wees. So, dankie as jy aanlyn is. Ek groet vir jou by voorbaat. Ek sien die name spreekwoordelik op die geselskant van die kanaal. Dit gebeur mos maar elke Woensdag. Ek kan dit nie nou sien nie, maar ek het 'n goeie vermoede wie van julle vanaand aanlyn gaan wees, en ek wou maar net vir jou gesê het, welkom en dankie dat jy hier is, en ook vir jou sê baie dankie dat jy verstaan. Nou, ons gaan vanaand verder praat oor die hele gedagte of die onderwerp van die kerk, en ons het nou verskillende aspekte aangespreek, verskillende perspektiewe, waarhede ten opsigte van die kerk het ons reeds aangeraak, en ons wil nou vanaand voortgaan hiermee, en spesifiek met verwysing na die verhouding van die kerk tot die Here Jesus. Nou, dis 'n grootse tema. Dit val dalk so klein bietjie verveeld op jou oor as jy net so na dit luister, maar ek dink tog as 'n mens begin om gedagte te gee soos wat ons nou vanaand doen aan die tema en aan wat die Bybel leer oor dit, dat daar vir ons baie waardevolle lesse is wat ons ook vanaand kan leer as die Here se kinders, as ons net vir 'n oomblik ook dan Bybels aan hierdie gedagte aandag gee. Maar ek gaan soos elke ander keer eers net saam met jou bid in eenvoud, en dan gaan ons na die Bybel toe gaan, en dan praat ons pastoraal, hart tot hart, nê? Uit die hart van die Here na die harte van die mense van die Here. En ons doen dit opreg. En ons vra dan ook om vir die Here om ons in hierdie dinge behulpsaam te wees. Kom ons bid net saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. U koninkryk kom soos in die hemel en ook so op die aarde, en nie net op die aarde nie, maar ook in die hier en in die nou van wat vanaand hier gebeur. Dankie vir elke liewe een wat saam luister en leer en groei. Mag die guns en die glimlag van die Here mildelik wees oor die mense van die Here, tot lof van die heerlikheid, tot eer van U naam. Wees vir ons goed, Here, en maak die grond waarop die saad van die woord vandag val, maak dit vrugbaar, dat dit 30 en 60 en 100voudig vrug kan dra, met die oog op die Here se waardigheid in sy mense. Amen. Goed, so ek het nou reeds gesê, ons gaan praat oor die verhouding tussen die kerk. Kom ons praat dan maar vanaand van die verwantskap. Kom ons praat van die hoedanigheid waarin die kerk dan nou as liggaam staan teenoor die Here Jesus. Dis eintlik 'n onderwerp waaroor die Bybel regtig baie sê, maar tog as 'n mens jou gedagtes laat gaan en jy dink mooi, dan besef jy dat dit eintlik iets is wat weiniglik aangespreek word of dalk was in jou ervaring of in jou belewenis as dit nou kom by lering, nê? In die kerk of by 'n Bybelstudie of as dit nou is in die sonnaskool en so meer, maar dis 'n belangrike Nuwe Testamentiese konsep of gedagte. Nou, ons moet net vanaand onthou as ons hieraan begin raak, moet ons tog onthou waar ons vandaan kom, want dis maar 'n legkaartstukkie wat deel vorm van 'n groter geheel. Ons het hierdie
hierdie aksent begin plaas op die kerk 'n paar weke gelede, en ons het baie mooi die kerk gaan definieer, en vir baie van ons is daar bevryding in 'n Bybelse beskouing op wat die kerk is. Ons het gesê dis die uitgeroepenes van die Here, mense wat God afsonder en een kant sit om aan hom te behoort. So daar waar God se mense saamkom in God se naam met die bedoeling of die oogmerk van God se eer, daar het hulle die onderneming dat die Here in hulle midde sal wees, en daar is hulle dan ook volwaardig kerk. En dit het heeltemal ons perspektiewe geskuif in die opsig dat ons dalk anders gedink het en anders gemeet het. En ons het daaroor gepraat en ons het aanbeweeg en agtergekom dat die Nuwe Testament gans anders kyk as dit na die kerk kyk as wat ons kyk, en ons kan volwaardig na die volle mate toe kerk wees in die eenvoud van ons getalle en die eenvoud van ons finansies en die eenvoud van ons samesyn. Toe praat ons oor metafore of beelde in die Nuwe Testament waarmee die kerk van die Here Jesus aan ons geïllustreer word, en ons het gepraat oor die kerk as die volk van God, baie spesifiek oor die kerk as die liggaam van Jesus Christus, gepraat oor die kerk as die tempel van die Heilige Gees. En hierdie illustrasies het natuurlik met implikasies gepaard gegaan, en as jy wil weet wat, kan jy terug gaan kyk na die vorige studies, dis daar, jy kan gaan luister, en toe het ons ook verlede keer, so 'n belangrike studie, en ek is jammer dat ons dit nie met 'n lewendige uitsending kon doen nie, né? Dalk is jou ingesteldheid anders, dalk is myne selfs anders, as ek besef, jy is nie nou vanaand op hierdie oomblik aan die ander kant van die kamera nie, maar ons het gepraat oor die rol van die kerk, en dit baie spesifiek gedefinieer as die verheerliking van die Here deur die prediking van sy waarheid, met die oog daarop dat mense tot bekering moet kom en die wat dan gered word moet groei tot volwassenheid in die Here Jesus Christus. Dis 'n baie belangrike definisie. Dit plaas 'n mens binne 'n sekere raamwerk as dit nou kom by 'n posbeskrywing. Dit help jou om reg te dink oor wat jou werk is en waarmee jy besig moet wees en wat jou motief moet wees en so meer. As dit kom by die kerk. Soos baie geleer, regtig baie geleer. Ongewilde onderwerpe wat in sekere opsigte iets is wat by baie mense nie 'n aangetrokkenheid as te ware teweegbring nie, maar vir ons, dis Bybelse waarheid, dis vir ons belangrik. Nou praat ons oor die verhouding van Jesus tot sy kerk. Nou ek wil vir jou iets lees wat ek raak gelees het, en uit die definisie uit wil ek dan, is eintlik 'n definisie van die kerk, maar ek wil uit die definisie uit die verhouding van Jesus met sy gemeente saam met jou ontgin. Kan nie onthou waar nie, ek dink dit was in 'n boek met die naam van ek dink Biblical Doctrines, en dit is gedoen of geskryf of gepreek deur 'n man met die naam van Martin Lloyd Jones. En hy het gesê, the church is the holy society of believers, maar dan sê hy, in our Lord Jesus Christ. Die kerk se heilige gemeenskap van gelowiges in Jesus Christus, which he founded, of which he is the only head, and in which he dwells by his Holy Spirit. The church is in fact essentially his. Okay, so daar's aksente daar. Holy Society of Believers in. Okay, mens wil daar begin. Which he founded. Goed, die oorsprong van die kerk, die begin. Nie in iets nie, maar in iemand. Of which he is the only head. Daar's jou gesag. Daar's jou autoriteit. And in which he dwells by his Holy Spirit. Daar het jy sy teenwoordigheid, met implikasies natuurlik, the church in fact is essentially his. Nou, ek wil net 'n paar opskrifte gebruik om jou gedagtes te orden. Goed, so wat ons sê is, om hier te begin, is dat die Here Jesus, uit die definisie uit, in die eerste plek, die oorsprong is. Hy is die een wat die kerk, met 'n gebrek aan 'n beter beskrywing, gestig het. Die kerk het vanuit die Here Jesus Christus ontstaan. Dis deur hom in die lewe geroep. Hierdie gedagte van die kerk, hierdie inisiatief as kerk, is iets wat voortspruit
vanuit die Here Jesus se persoon en meer spesifiek vanuit sy bediening. Wat bedoel ek met dit? Ek dink aan 'n uitspraak soos die van Jesus in Matteus 16 met verwysing na vers 18. OK, nou julle ken dit en dit gaan nie vreemd wees as ek dit vir julle lees nie. Wie sê die mense is ek? Is die vraag. En as die disippels antwoord, julle, wie sê julle dan dat ek is? Nou dis nou Jesus wat konfronteer met verwysing na sy eie identiteit. Vir hom is dit belangrik. Sy mense moet hom reg verstaan. Kan nie bekostig om Jesus verkeerd te kry nie. En Petrus, wat hierdie godgesentreerde, godverheerlikende antwoord het, U is die Christus, U is die seun van die lewende God. En Jesus wat dan sê, dis nie iets wat vanuit jouself kom nie, Petrus, vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, my Vader wat in die hemel is. En dan, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente, ek sal my kerk bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Daar verklap Jesus 'n intensie om mense vir homself uit te roep en hierdie mense saam te voeg vir 'n baie spesifieke doel en funksie, vir 'n posbeskrywing wat hy dan later vir hulle sal gee. Julle gaan krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, julle gaan my getuies wees, né? Gaan na die nasies toe, maak die mense my disippels en doop hulle en leer hulle. Maar die konsep van kerk is goddelik in oorsprong. Dis belangrik om daar te begin. Dit onderskei ons van allerlei ander wêreldse organisasies. Die kerk lyk miskien van die buitekant af na net nog 'n groepering van mense wat versamel word deur 'n spesifieke holistiese motief of doel, 'n samebindende faktor wat hierdie mense na mekaar toe bring en wat hierdie mense by mekaar hou. En dit kan gesê word van baie ander instansies in die wêreld, maar hier lê die onderskeid. As dit by die kerk kom, is die oorsprong daarvan nie gebore in die hart van die mens nie. Dis iets wat ontspring het in die hart van Jesus. En hy het al hier te kenne gegee dat dit sy bedoeling en sy intensie is om sy kerk daar te stel. Nou, ek wil iets aanraak hier wat iemand, ek dink, laas ook oor gevra het en ek het vergeet om in detail by dit uit te kom en ons kan dalk nog by dit vertoe voor ons stop in Desember. Maar daar's 'n verwantskap, daar's 'n verhouding tussen die volk Israel van die Ou Testament en die kerk van Jesus in die Nuwe Testament. Die detail en die groot vraag of die kerk dan Israel in die geheel vervang, dis nou 'n gesprek vir 'n ander studie, maar al verskil ons oor daai onderwerp, sal ons tog vanaand vir mekaar moet sê dat daar ooreenkomste is in die verhouding van die kerk in die Nuwe Testament tot Israel in die Ou Testament. Die konsep is nie vir Jesus nuut nie. As hy sê ek sal my kerk bou, dan is dit nie vir hom 'n nuwe konsep nie. En die rede is omdat dit gewortel is, die gedagte, die sentrale kruks in die Ou Testament. Die geskiedenis van God se gemeenskap. Nee, God het 'n gemeenskap van mense in die etniese antieke Israel. En hierdie gemeenskap van mense word dan gebruik as instrument van die Here waarin en waardeur hy dan ook sy doel bereik. En julle sal dadelik die raakpunt sien hier met die Nuwe Testamentiese kerk, 'n gemeenskap, God se gemeenskap, sy eklesia, mense wat hy uitverkies, uitroep en saamroep en dan as instrument gebruik waarin hy werk en waardeur hy dan ook werk om sy doel te bereik. So daar's hierdie goue lyn as dit kom by die intensies van die Here wat in die Ou Testamentiese tyd al begin het, waar God met mense werk, wat hy vir homself afsonder in een kant sit om sy doel te bereik en hierdie gedagte kristalliseer, word dan uiteindelik vervul
in die Nuwe Testament as dit nou kom by die kerk, né? En ons sal almal ten minste met dit kan saamstem. So daar's die ooreenkoms, maar tog is daar ook, as 'n mens van ooreenkoms praat hier, daar's tog ook belangrike verskille tussen antieke Israel, die beginsel en die basis waarop die volk funksioneer, en die Nuwe Testamentiese kerk. En as 'n mens nou 'n gesprek hieroor kon hê, sou ek nogal wou hoor, wat sê julle? Wat is die raakpunte en wat is die verskille? Ek dink vir my die belangrikste verskil tussen Israel en die kerk gesetel in die wyse waarop 'n persoon deel geword het van hierdie gemeenskap. In hierdie opsig is Israel, etniese Israel, 'n skaduwee, 'n skadubeeld van wat uiteindelik vervul sou word, die bedoelinge van die Here. Maar julle sal saamstem, in die ou bedeling is die mense van God gereken as deel van God se volk van wedergeboorte. Dis nou in baie simplistiese eenvoud. Die ou gemeenskap waarin jy ingebore word. In ooreenkoms met die verbond, né? Abraham en dan Isak en dan die lyn, die geslagsregister van God wat dan loop deur Dawid en dan uiteindelik na die Here Jesus toe. Maar in die Nuwe Testament is daar ook 'n gemeenskap van mense. Maar hierdie gemeenskap funksioneer op grond van geloof en op grond van gehoorsaamheid in die Here Jesus Christus en in hulle onderwerping aan hom. Die gemeenskap word daar gestel nie vanweë 'n fisiese, etniese herkoms of geboorte nie. Hierdie is 'n geestelike ding. Jesus sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As dit was sou my knegte geveg het. Hierdie koninkryk van my is 'n geestelike koninkryk. Hierdie koninkryk lyk anders en werk anders. Waar die koninkryke van die wêreld veg oor wie die belangrikste is en wie die voorste posisies is. In my koninkryk moet jy iemand se diensknegt word, né? Jesus sal sê, as jy nie uit water en uit gees gebore word nie, Nikodemus, kan jy die koninkryk van God nie binne gaan nie, dan kan jy nie deel wees nie, wat vlees is vlees en wat gees is gees. En Paulus sal vir die Galasiërs sê, hulle wat uit die geloof is, dis die ware Abrahams kinders, die ware verbondskinders, is nie die ouens wat gebore is met 'n etniese Israeliese bloedlyn, né? Met 'n Joodse bloedlyn nie, dis die ouens wat vanweë hulle geloofsverbintenis met Jesus soos Abraham geregverdig word en die eintlike nageslag waarvan God dan praat as hy die ooreenkoms met Abraham sluit, is nie die fisiese Jode nie, maar die geloofskinders wat dan word soos die sterre van die hemel en die sand van die see. So daar het jy 'n belangrike ooreenkoms en daar het jy tog ook 'n baie belangrike verskil. OK. Nou, let op, as 'n mens nou kyk na Jesus se bediening op aarde. Goed, dan is dit duidelik dat hy van die begin af reeds tydens sy aardse bediening besig was om die beginsel van kerk, né, te vestig. Met ander woorde, om mense uit te roep en hulle saam te roep vir 'n spesifieke taak. Dis duidelik. Ek het nou nie eintlik gedink ek hoef hierdie verwysings vir julle ouens te lees nie. Ons vat nou nog net so 'n bietjie inleidend aan hierdie konsep. Maar Matteus 4 vers 17. Van toe af het Jesus begin en hy het nou gepreek. Dis nou met die roeping van die eerste disippels en hy het gesê, bekeer julle van die koninkryk van die hemele het naby gekom. En in Matteus 9 vers 13, hier's baie verwysings. Gaan leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerandes nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, ek het gekom om sondaars tot bekering te roep. Kan julle iets raak sien nie? Ek het gesê ek sal my kerk bou en in sien hoe die druppels van die fondasie vir die kerk met die uitstorting van die Heilige Gees, hoe Jesus in sy bediening hierdie juis begin doen. Onthou nou die opskrif. Dis belangrik, daar's implikasies hiervoor. Jesus is die stigter. Hy is die initieerder van hierdie kerk-inisiatief, né? Dis goddelik in oorsprong, dis Christologies in oorsprong.
Die kerk is 'n Jesus-gesentreerde organisme reg van die begin af. Nee, dis nie die werk van mensehande nie, dis nie die produk van die versinsels van menslike gedagtes nie, dis nie 'n goeie idee wat hierdie kerkkonsep in die wêreld kom vestig het en nou sit ons maar nog steeds met dit opgeskep en mense doen dit maar so nie. Hier is iets anders waarmee 'n mens hier te doen het. Sy betroubare woord werk om ten volle aangeneem te word. 1 Korintiërs 1:15 dat Jesus Christus in die wêreld gekom het om sondaars te red, sê Paulus, van wie ek die vernaamste is. Van wie ek die vernaamste is. Nee. Okay. So met verwysing dan na die kerk, net om hier te begin, dalk net vlugtig iets van my kant af, omdat hierdie opskrif ten slotte 'n mens sien hoe dit in Jesus se bediening begin uitkristalliseer. So, hy het dit geïnisieer, hy het dit begin bou en hy doen dit ook vandag nog. Nou kom ons stop net gou, nee, daar's mos nou slim en ingeligte mense onder julle. Ek wil hê jy moet net aan implikasies hiervan dink. Want die implikasies is groot en die implikasies is geweldig. Ek kan 'n paar vinnig noem, net uit my hart uit. Daar's niks voor my in terme van notas hier nie. Die feit dat Jesus die initieerder van die kerk is, die feit dat hy dit begin bou het, die feit dat hy die belofte gegee het, hy dit altyd sal bou, bring vir my gemoedsrus. Ek kyk na die wêreld en wonder ek wat gaan vir die kerk word, né? Dis asof as daar 'n geslag of 2 nog uitsterf, gaan daar niks meer van die kerk oor wees nie, want as ek terugkyk na die ouens voor my, of na my dan eerder, die jonger geslagte, die ouens wat agter my kom, dan is daar nie veel hoop vir die kerk, né? Maar nou help hierdie my. Staan in verhouding met Jesus. Hy het dit begin. Dit het by hom ontspring. Hy het geonderneem om dit te bou. Hy het geonderneem om dit klaar te maak. Hierdie is 'n goddelike inisiatief, dis nie 'n menslike inisiatief nie. Dit maak die kerk veilig, dit maak die kerk beskik. Dit gee vir die kerk hoop, dit gee vir die kerk sekerheid, dit gee vir die kerk 'n toekoms, né? Om te weet dat ons in hierdie opsig staan. Hierdie gedagte plaas die kerkkonsep vir my in 'n ander klas as ek daaroor dink. Kan nie dieselfde oor die kerk dink as wat ek dink oor die grootste uitvindsels of die indrukwekkendste uitvindsels van mense nie, né? Alhoewel die kerk in sy eenvoud maar net na niks lyk as 'n mens van die buitekant af kyk nie, is dit in terme van diepte baie besonder en baie spesiaal, want dit is Jesus se werk. By hom begin. En hy doen dit nog steeds, né? En daar's sekondêre implikasies. Natuurlik sal hy dan die reëls bepaal. Natuurlik gee hy die bloudruk. Natuurlik bepaal hy hoe dit moet lyk. Natuurlik bepaal hy dan hoe dit moet funksioneer. Natuurlik beteken dit ek en jy moet hande laat gaan, hande van die kerk af. Dit het nie by ons begin nie, dit gaan nie by ons eindig nie. Ons onderhou dit nie, ons bou dit nie. Ons is deel daarvan, maar ons moet oppas om dit nie te kaap nie. Kan julle insien, né? Ons praat nie vanaand net met mekaar stories en dan het dit eintlik geen waarde vir die praktyk van ons Christelike lewe nie. Dis nou die eerste ding. Goed, ons het nou die definisie gesê. Die kerk het by Jesus begin. Onthou nou, ons mos nou gesê. Goed, he found it. Goed. Tweede ding wat ek wil uitlig uit die definisie is dat Jesus die hoof is. Goed, of which he is the only head. Nou ek praat met so 'n uitgeleese groepie Christenmense dat dit half vir my onnodig is om as ek hierdie goed sê, dit ook te staaf, maar ek moet, want dis God se stem en 'n mens kan ook nooit genoeg daarvan kry nie. Julle weet mos natuurlik Kolossense 1 vers 17 en vers 18. Ek kan lees. Hy is voor alle dinge, in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. Eintlik moet ek nou verder lees. Hy wat dan die eerstgeborenes uit die dood, sodat hy in alles eerste kan wees, ook in terme van die kerk. Hoofstuk 2 vers 16 en 17 en 18 en 19. Nou weet ek nie of my verwysing reg is nie, ek gaan lees en dan luister julle maar net. Daarom moet julle nie sê dat iemand vir julle voorskryf wat julle moet eet en drink nie. Of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwe maansfees of die Sabbatdag moet vier nie. Wat 'n geweldige instruksie. Moenie laat iemand hierdie dinge as juk weer op julle kom lê nie. Dis alles maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Wat meer wil jy hê? Hierdie ouens wat in ons dag en tyd so vashou aan die blaas van die trompette en die vier van die feeste en die
moet eet en jy moet nie eet nie. Wat meer het 'n mens nodig in oortuiging as hierdie teks? Moenie dat iemand julle in hierdie goed voorskryf nie. Dis skaduwees. Die werklikheid is Christus. Hierdie goed was nie werklikhede nie. Dit het na Jesus toe gewys en Jesus is die een wat eintlik die som totaal van die betekenis daarvan verskaf en vervul. Dit kan mos nie makliker wees nie. Dis alles maar net 'n skaduwee. Moenie dat iemand wat behaag skep in danige nederigheid, en wat voorgee, ekskuus, my Bybel het hier nou 'n vou op die teks. Moenie dat iemand wat behaag skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink, luister, en hy hou nie aan die hoof, aan Christus vas nie. Daar's hy. Daai is 'n Bybelstudie op sy eie. Daar's mense daar buite wat daai verse moet lees, wat dit moet hoor, wat op allerhande openbaringe, julle onthou ons oulandse Bybelstudie, visioene en gesigte, wat die kerk in 'n verskriklike verleentheid gedompel het, daar's die teks. Hulle hou nie aan die hoof vas nie. Hulle hou nie aan die hoof vas nie. Né? Is nogal interessant, so iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink. Dis 'n kwessie van hoogmoed. Punt is, Jesus, die hoof van die kerk. Efesiërs 1 vers 22, Efesiërs 4 vers 12 tot 16, Efesiërs 5 vers 23, met verwysing na onderdanigheid. Die kerk moet, die vrou moet aan haar man onderdanig wees soos wat die kerk aan Jesus is. Hy is immers die hoof van die liggaam. Kyk, van die gemeente. So, die Efesiërs teksies kan julle gaan lees. Dis daar vir julle om uiteindelik ook maar julle eie te maak. Nou, kom ons dink net gou. Wat beteken hierdie gedagte? Wat beteken dit regtig, vir my en vir jou as mense van die Here? Maak gou jou hart stil. Dit beteken in die eerste plek. Dat geen persoon of organisasie gesag oor die kerk van Jesus het nie. Kyk, van julle lees nou die nuus. Kyk, die een eienskap of kenmerk van 'n kommunistiese bestel is magsvergrype oor alles en almal. Kommunistiese bestel wil altyd beheer, wil mense beheer, wil dikteer. En ons leef in so bestel. En nou is dit so dat as jy iets weet van wat in die nuus gebeur, daar ook nou geweldige druk is deur die regering en deur die minister om ook nou kerke en predikante te reguleer. Goed, so daar's nou 'n komitee gestig, daar's nou baie weerstand teen dit, maar die sentrale gedagte is eintlik om dan nou seggenskap oor die kerk uit te oefen, op allerhande verskillende maniere, sodat die staat dan uiteindelik besluit wie kwalifiseer nie, wie kan aangestel word, wie kan nie aangestel word nie, wat is toelaatbaar om te preek, wat is nie toelaatbaar om te preek nie. Nou, hierdie ding waaroor ons vanaand praat, Jesus se hoofskap oor die kerk, dis eenvoudige nee. Dis nee. Okay? Geen persoon of hooggeplaaste of struktuur voer seggenskap oor die gemeente van die Here nie. Want die gemeente van die Here het 'n hoof. En buiten daai hoof is niemand anders verhewe nie. Niemand verhewe bo hom nie. Niemand het sê buiten wat hy sê nie. En dit spreek nou die staat aan, en dan spreek dit predikante aan, dan spreek dit lidmate aan, wat altyd wil hê dat wat in die kerk gebeur en hoe dit lyk en wat daar plaasvind, na gelang van hulle voorkeure moet wees. Hulle eien hulle self die reg toe om hulle seggenskap op die kerk af te dwing en te eis asof hulle die autoriteit is. So hier's nou vir lidmate iets en hier's vir presidente en vir parlemente, hier's alles iets in hierdie een beginsel. In die kerk staan die heerskap van Christus bovenal en troef sy gesag enige ander sin. OK. Nou in die tweede plek, klaar gesê, dit beteken dat mense aan die binnekant van die kerk nie die reg het om reëls of regulasies te maak in terme van hoe die kerk moet lyk of in terme van hoe die kerk moet werk. Ons het slegs die reg om God se woord toe te pas.
Parkeer jou gedagte daar. Ek sal kontroversieel uit my hart uit vir jou sê, ek dink ons het baie oortree al in hierdie spesifieke opsig. Of dit nou is met konstitusies, en of dit nou is met kerkordes, en of dit nou is met reëls en met regulasies, en of dit nou is met katekismes, ek weet nie. Ek weet net, ons het die kerk 'n geïnstitusionaliseerde plek gemaak, wat vrot is van menslike reëls en menslike regulasies, wat al gewissel het van klere wat jy dra, of hoede wat jy moet hê, of nie moet hê nie, tot 'n das, tot waar jy sit as jy kerkraad is, en alles wat daarmee gepaard gaan. Letterlik alles. Soos die Fariseërs het ons geword, en 'n model geskep, en eintlik maar gekom en oortree op 'n gebied waarin ons geen seggenskap gehad het nie. Geen. En dit is om in terme van die kerk voorskrifklik te raak. OK. Jy kan nie jou gedagtes en jou voorkeure en jou denke op die kerk afdwing nie. Jy moet dat God se woord jou gedagtes en jou denke vernuwe, sodat jy na gelang daarvan kan verander na God se beeld, en nie die beeld van God op aarde, sy liggaam, sy kerk verander na gelang van jou beeld nie. En daar's van ons wat hierdie ding regtig baie mooi moet verstaan. Mens kan selfs so ver gaan as om nou vanaand te sê, mooi gebruike wat ons nou vandag in kerke mis, soos die voorlees van die wet byvoorbeeld, né? In baie kerke, vir baie ouer mense is dit 'n geweldige ding om dit te lees, en is goed, is reg, en ek kan sin in dit sien, maar jy kan nie dit reël maak. Ons kan dit nie afdwingbaar maak nie. Jesus het nie so imperatief gegee, so bevel gegee in die Nuwe Testament nie, maar tog sal jy mense kry wat die kerk vel oordeel as dit nie daar is nie. OK. Maar dit beteken ook dat ons dan autonoom kan wees. Dat ons dan onder die hoofskap van die Here Jesus kan funksioneer, en dat ons selfstandig onsself en ons eie sake ook kan regeer. OK. Nou daar spreek dit weer die verlede aan. Die van julle wat iets van die geskiedenis ken, die staatskerke. Julle weet mos wat is dit? Dis wanneer die staat die kerk beheer het. En hierdie twee eintlik in verhouding met mekaar gestaan het, dat die een nie afsonderlik van die ander kan wees nie. OK, so daar het ons dit. Hy is die een wat die oorsprong is. Die kerk ontspring vanuit hom, maar hy is ook die hoof. Dan, wat is hierdie die derde ding? Ons sê ook dat Jesus teenwoordig is in sy kerk. Ons sê daar, in which he dwells by the Holy Spirit. Nou luister gou. Jesus maak 'n belofte, Matteus 18 vers 20. Wanneer 2 of 3 van julle in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Gaan dan heen, maak disippels in al die nasies, doop hulle en leer hulle, en kyk, ek is met julle, sê Jesus, né? Tot en met die volëinding van die wêreld. Nou ouens, hier moet 'n mens net vir 'n oomblik jou hart parkeer. Kyk, God se teenwoordigheid, ons kan God nie sien nie. Ons kan dit nie fabriseer nie. Dit berus nie op ons belewenis daarvan nie. God is nie nader of verder net omdat jy so voel nie. OK? Dis iets wat ons weet, want God sê dit mos in sy woord. En hierdie is 'n verskriklike bemoedigende waarheid vir 'n gemeente, vir die kerk van die Here. Ek gaan net 'n paar woorde sê. Dan stop ek en dan dink jy net oor die implikasie. Want kyk, ek is met julle. Want kyk, ek sal julle nie begewe en ek sal julle nie verlaat nie. OK, Jesus het nie afsydig gaan staan en 'n verteenwoordiger in die vorm van die paus aangestel, om nou namens hom, terwyl hy ver is, sy kerk hier te bewaar en te bewaak en te bewoon nie. Wanneer Johannes hom sien in Openbaring, is hy tussen die kandelaars en die geleedere van sy gemeente, en ons kan in dit berus, dat God inderdaad werklik in ons midde is. En dis juis die teenwoordigheid van die Here
Nou wil ek 'n ding sê. Daar's van julle wat diep dink. Nou gaan dink diep vir my en laat weet my, wat is die uitkoms van jou diep denke? Luister gou hier. Dis die teenwoordigheid van die Here Jesus in die kerk wat dan aan hierdie liggaam persoonlikheid gee. OK? Hoor julle wat ek sê? Luister gou hier, Henry Cook. Hy sê the body is a wonderful instrument with many different members designed for many different functions. But what gives it unity and significance is the personality that indwells it, coordinating, directing, using all the varied members for the fulfillment of the one definite end is set before itself. And so it is with the church. It's the most amazing society that has ever existed. It's made up of all sorts of people. But the life of the church, the mind of the church, the heart, the soul of the church is Christ, who holds it all together and who uses it to express himself and his purpose to the world. Dis die teenwoordigheid van Jesus wat persoonlikheid verleen aan die kerk. En daar waar Jesus nie, is die kerk 'n dooie ortodoksie. Goed, so daar's vir ons bemoediging. En dan 'n opskrif waarmee jy bekend is, maar met 'n ander aksent. Hy is ook die eienaar van die kerk. Die definisie, the church in fact is essentially his. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Julle is duur gekoop. Handelinge 20. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat hy dan met sy eie bloed verkry het. En hierdie is 'n belangrike saak. 'n Mens kon 'n stigter van 'n instansie wees, maar nie noodwendig die eienaar daarvan. Jy kan die hoof van iets wees, maar dit impliseer nie altyd eienaarskap nie. Maar hierdie gedeelte sê dat die kerk nie net 'n plek is waar Jesus die hoof is en waar hy teenwoordig is nie. Die kerk is nie net 'n plek waarin Jesus deel nie. Die kerk is die eiendom van die Here Jesus. Wat dan nou beteken dat die kerk Jesus se kosbaarste besitting is. Wat dan nou beteken dat die kerk in terme van waardevolheid met die oog op sy verheerliking so tasbaar in sy hart geresoneer het, dat hy homself verneder het en sy heerlikheid prysgegee het en die gestalte van 'n diensknegt aangeneem het en gehoorsaam geraak het tot die dood aan die kruis toe gehoorsaam geraak het, sodat hy uiteindelik in en deur hierdie kerk verheerlik kan word. Johannes 13 vers 1, hy het sy mense in hierdie wêreld liefgehad en tot die uiterste toe liefgehad. En weet julle, dan kom hierdie vermaning na my toe. Ek wat dan nou die kerk is, nee, saam met jou. Hierdie vermaning kom na my toe. Is die kerk vir my dan net so kosbaar soos wat die kerk vir Jesus kosbaar is? Dis die vraag. En ek wil dit eintlik nie eers antwoord nie.
Want as 'n mens kyk na die opoffering van die Here Jesus vir die gemeente na gelang van Efesiërs 5 en jy kyk na die gebrekkige toewyding en opofferings wat mense vandag wat hulle self as Christene met die Here Jesus Christus vereenselwig, as jy kyk na die gebrekkige opofferings wat mense vandag bereid is om te maak ter wille van die kerk, dan is ons dalk daar waar ons weer moet dink oor of hierdie konsep en werklikheid van kerk vir ons so spesiaal is as wat dit vir Jesus is. So daar is vanaand vir julle iets. En ouens, ek hoop julle het geleer en geluister en ek hoop julle het gegroei. En ek begeer vir julle 'n mooi aand en ek mis julle vanaand as alles regtig goed gaan. En ek vertrou dit sal goed gaan, dan kan Sonja môreoggend huis toe kom. Sy is nou so 'n paar dagies al, vandag is dag 10 in die hospitaal en ons werk om dit en ons werk met dit en dis dan ook waar ek nou vanaand sal wees later. Maar julle gaan hier wees en ek wil vir julle sê dankie dat julle hier is en mag die Here vir julle seën, julle wat sy kerk is. Hemelse Vader, aan U die lof, die eer, die dank, die aanbidding van ons harte, want ons kan sê dat ons kerk van Jesus is. Hoe kosbaar en wonderlik en hoe bevoorreg is ons nie dan nie. Seën elkeen wat vanaand inluister, mag hulle deur die Here versterk word, tot lof van sy heerlikheid en tot eer van sy naam. Amen. So groet ek vir jou, tot Sondag en dan tot volgende Woensdag. Totsiens.